Goeiemôre julle, welkom by Inspirasiespasie. Die laaste week kry ek soveel boodskappe en ek dink baie van ons kry die boodskappe wat sê ons dat ons moet hou, dat ons moet uithou en vasbyt vir die laaste paar weke van 2023. En ek het Markus 11:23 in hierdie week gekry en soos ek deur my Bybel blaai, kom daar soveel verse op net in Markus, 3 stukke in Markus wat ek graag met julle wil deel. Markus 5:34 wat sê, en hy sê vir haar dogter, jou geloof het jou gered, gaan in vrede en wees van jou kwaal genees. Jou geloof het jou gered. Ons geloof kan ons laat deurdruk deur die einde van hierdie jaar. Ons geloof kan vir ons voorsien. Ons geloof kan help dat ons hierdie wedloop voltooi. Dit is wat ek uit daai stuk uitvat. Ek het dalk nie 'n kwaal vandag nie, maar ek het bekommernisse en ek het vrese. Maar my geloof kan dit genees. My geloof in Jesus en in sy voorsiening kan maak dat dit vir my minder van 'n las is. In Markus 6:50 staan, hou moed, hou goeie moed, dit is ek, moenie vrees nie. Hou goeie moed, dit is die Here, ons hoef nie te vrees nie. Hy is met ons. Die stuk wat ek eintlik wil lees is Markus 11:23 wat sê, want voorwaar ek sê vir julle, dat elkeen wat vir hierdie berg sê, hef jou op en werp jou in die see, en nie in sy hart twyfel nie, maar glo dat wat hy sê sal gebeur. Hy sal verkry net wat hy sê. Julle nou, ek is 'n baie praktiese mens, ek het hierdie vers gevat en ek het gaan sê, byvoorbeeld, hef jou op, berg van skuld, en werp jou in die see. Want ek twyfel nie, want ek weet ek sal kry wat ek sê. Ek vat, my Bybel vat ek letterlik, en ek vat die Bybel, en die verse wat vir my ietsie beteken, vat ek en ek maak dit persoonlik, en ek sit 'n persoonlike ding daarin, soos wat ek vir julle gesê het met Jeremia 17, waar ek my naam bygesit het. Nou, wat ook al berg voor jou staan, ek wil jou aanraai om daai berg te noem en te sê, al is dit vrees, dis twyfel, dis depressie, dis enigiets wat dit is, sê vir daai berg, hef jou op en werp jou in die see en glo dat dit vir jou sal verdwyn. Nie dalk dadelik nie, maar hou aan dit sê tot dit vir jou minder van 'n las is en tot dit vir jou verdwyn. Dis my boodskap vandag aan julle en hou goeie moed. Dit is die Here, moenie vrees nie, hy is by jou. Ek hoop regtig waar dat jy kan sterk staan in hierdie laaste paar maande van die jaar. Kry vir jou 'n paar mense om saam met jou te bid, gaan in jou binnekamer, bid tot wanneer jy daai vrede en kalmte het, dat die Here saam met jou is en jy kan deurdruk.